Het jy al ooit gevoel jy is vasgevang so tussen twee plekke? Jy kan nie vorentoe nie en jy kan nie agtertoe nie. Wel, vandag duik ons in 'n simboliese storie wat presies oor daardie gevoel gaan. Dit gaan oor die ware betekenis van die middel en hoe dit dalk nie 'n plek is soos ons dink nie, maar eerder 'n deurslaggewende oomblik van oorgang. So, ons storie skop af op 'n plek waar alles net stil is. Met 'n karakter wat letterlik en figuurlik aan die middel vasgevang is. Jy weet, daardie gevoel van besluiteloosheid wanneer jy nie seker is waarheen jy op pad is nie, maar jy weet ook jy kan nie teruggaan nie. Dink bietjie hieraan, 'n gang wat vir ewig aanhou, geen deure, geen vensters, aan die een kant pikdonker en aan die ander kant helder, skitterende lig. En presies daar, op daai lyn, staan ons karakter, 6. Hy beweeg glad nie. En dan sê hy een woord, amper vir homself, wat alles opsom. Stredena, die middel. Op hierdie oomblik is dit sy hele realiteit, sy tronk. En om hierdie vasgevang wees te merk, om dit amptelik te maak, trek hy 'n sirkel op die vloer. En binne-in skryf hy sy eie voorletter, S. Sy hele identiteit is nou hierdie plek, hierdie middel. Maar soos dit maar is in die lewe, niks bly vir ewig dieselfde nie, né? 'n Nuwe element kom in die prentjie, en dit gaan S se hele persepsie van sy situasie begin uitdaag en verander. Skielik is die gang weg. Nou staan Setta in 'n massiewe kamer, en die stilte, dis verbreek deur die ritmiese swaai van 'n enorme pendel. Dan hoor hy 'n stem, soos 'n echo, wat net een woord sê, 5. En ja, daardie nommer is op die pendulum self gegraveer. En hier is waar dinge interessant raak. Die stem, wat ons SI noem, verduidelik. Die 5de is die sentrum, 5 is die middel. So jy sien, 5 is nie sommer net 'n nommer hier nie. Dit word voorgestel as die simboliese hart van die hele idee van die middel. So hierdie hele raadsel oor 5 wat die sentrum is, dit word nog dieper gemaak met die aankoms van 'n nuwe, nogal mistiese karakter. En sy hou die sleutel tot die hele lerkaart. So, ons is terug in die gang. Skielik verskyn 'n refleksie op die vloer en 'n nuwe figuur, Dina, gee vir hom 'n baie kriptiese leidraad. Sy sê, die middel is in dinamika. Ja, 'n slim woordspeling op dinamika. So, wie presies is Dina? Wel, sy is die bewaker van balans. Haar naam verskyn slegs as 'n refleksie, 'n spieelbeeld, en dis juis hierdie speelagtige ding van haar wat Sets dwing om nie net na die wêreld om hom te kyk nie, maar ook bietjie dieper na binne te kyk. En hier sien ons daai aha oomblik versien. Hy kyk af na die refleksie op die vloer en sien hoe die letters D, I en A vorm. Hy fluister net, soos in 'n spieël. En ja, die raaisel word net groter. Goed, so nou word Sis sy hele begrip van die situasie op die proef gestel. Die hele idee van tyd word nou bevraagteken en dit dwing hom om heeltemal anders te dink oor die middel. Ons is terug in die pendulumkamer. Die reuse pendulum wys nou na die nommer 11. Stel dink natuurlik, okay, dis amper die einde, maar nee, hy's verkeerd. Die groot les hier, die middel is nie 'n vaste plek nie. Dis iets anders, dis 'n vlugtige oomblik. En dan kom Dina met die een stukkie wysheid wat alles verander. Die middel is 'n oomblik, nie 'n plek nie. En dis dit. Dis die keerpunt van die hele verhaal. Om in die middel te wees, is nie om fisies iewers vas te sit nie. Nee, dis om 'n vlugtige oorgangstydperk te ervaar. En met daai besef, verander alles vir hom. So nou dat S weet die middel is 'n oomblik en nie 'n plek nie, kan sy finale transformasie begin. Al die stukkies van die lekkaart begin nou in plek val. Soos die son opkom, begin die lig en die donker in die gang saamsmelt. Dina verskyn langs hom en sê, die middel is balans. En skielik begin hy verstaan, dit gaan glad nie oor die skeiding tussen twee uiterstes nie. Dit gaan oor die harmonie, die balans tussen hulle. So met hierdie nuwe gevoel van vrede, maak Skrit die woord op die vloer klaar. Wat eers 'n simbool van sy tronk was, is nou 'n teken van sy reis, sy aanvaarding. En presies in ritme met die pendulum se stadige, bestendige swaai, voltooi hy die woord Sridina, die middel. En dan, die laaste stukkie van die les, die gang, dit verander voor sy oë in 'n pad wat lei na 'n pragtige, sonnige weiland. En dan hoor hy Dina se stemme laaste keer. Die middel is 'n deurgang. Dit was nooit bedoel om die eindbestemming te wees nie. Dit was nog altyd die pad vorentoe. En op die ou end is dit waaroor hierdie hele storie gaan. Dit los ons met 'n vraag.
Nie net vir die karakter sê nie, maar vir elkeen van ons. As daai moeilike oomblikke, daai tye van onsekerheid eintlik net 'n deurgang is, dan is die regte vraag: waarheen is jou pad volgende op pad?